Weet al God se teenwoordigheid ervaar. Almal van julle nie, die meeste van ons. Ek dink wanneer jy bid en jy het 'n baie ernstige saak voor die Here en baie keer is wanneer jy bid dan het jy nie eens woorde nie en dan meen ek dan raai jy maar net. Want jy weet nie eintlik wat om te sê. Maar die Bybel sê nou voor jy vir die Here vra, weet jy alreeds wat in jou hart is. Maar tog wil die Here, ten spyte daarvan wil die Here nog steeds hê, jy moet vir hom sê, wat is jou probleem? Alhoewel hy voor die tyd weet, maar wil hy, jy moet vir hom vra. Hy sê, vra dat sy vir jou gee, bid en jy sal ontvang. Het is eintlik wonderlik hoe groot God is, dat hy reeds vooruit weet alles van jou. Maar hy wil hê, jy moet hom vra. Die woord van die Here sê ook vir my, hy sê, sonder my is jy niks. Ons kan niks doen sonder die Here. As jy die Here los, kom ek sê vir jou, wanneer voel jy alleen? Die woord van die Here sê in Matteus 28, hy sê, ek sê nooit begewe jy nooit verlaat nie. So dit beteken, hy doen nooit. Die enigste tyd wanneer jy alleen voel is omdat jy die hand van die Here los. God los nooit jou hand. Jy los sy hand. Dis hoekom jy alleen voel. En wat moet jy doen? Die Bybel sê, nader tot die Here, en ek sal tot jou nader. Wanneer jy ver is van die Here, kan jy maar gaan kyk, is omdat jy opgehou bid het. Moenie ophou bid. Maar die Bybel sê, daar is krag in gebed. Die gebed van regverdige het baie krag. En die Here ken die opregtheid van jou hart, hoor jy wat ek sê? Hy ken die opregtheid van jou hart. Hy weet wat jy al deurgegaan het in die lewe. Al dien jy die Here vir jare. Ek is 33 jaar in die bediening. Ten spyte van 33 jaar moet ek nog steeds sê, Here vergewe my sondes. Al is ek 'n kind van die Here vir jare. En ek wil die beginsels leef wat in die woord van God is. Niks gaan van self gebeur in my broekie, my sussie. Ek moet leef volgens die woord van die Here. En dan sal God vir my voorsien. Hy sal vir my sorg, hy sal vir jou opsorg. Maar jy moet by die voete van Jesus bly. As jy besigheid het, dan bid die Here, seën my besigheid. As jy nie, weet as jy, kom ek help jou gou om nie te worry oor jou besigheid, jy gee dit vir die Here. Hoor wat ek sê, gee dit vir die Here. Die Here, dis nou nie besigheid, ek gaan nou ophou worry. Dan gaan jy begin te sien, begin God jou te seën, omdat jy hom totaal al vertrou, met dit wat hy vir jou gaan doen. Hy gaan vir jou ver meer gee as wat jy verwag. Want die Here wil dit vir jou doen. Kom ons begin, ek raak so excited oor die evangelie dat hy krag het. God se teenwoordigheid, kom ons kyk na die skrif, Psalm 139, vers 7 tot 12. As jy die Ou Testament vir die Nuwe Bybels het, Psalm 139, vers 7 tot 12. Is 'n verskriklike mooi gedeelte vir my. Hy sê, waar sou ek heen gaan van u gees? En waarheen vlug van die aangesig? Sien, ons kan ergens hier hardloop nie. Hy sê, waarheen moet jy vlug? Wie het ook weghardloop van die Here af? Kan jy onthou? Jona. Ag, klim op ek na die hemel, u is daar, en maak die doderyk my bed, kyk, u is daar. Maak nie saak waar jy nie gaan nie. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, selfs u is daar. Ook daar sal u my hand my lei en u regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. So dit maak nie saak waarheen jy is nie. Die Here is daar. Is dit nie wonderlik nie? Hy is daar. Mense, dit is om te kan dink dat die Here is daar, hy is oral. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie, hy is daar. Is dit nie wonderlik nie?
Nou kom ek sê vir jou, God is vanmôre ook in die gemeente. God is in Hawaii, God is in China, hy is oral. Hoor gou mooi, maar 'n demoon kan net op een plek wees op 'n slag. 'n Engel kan net op een slag wees op 'n slag. Hoor jy wat ek sê? Ek wil hê ons moet gou 2 Tessalonisense ook blaai. 2 Tessalonisense 1 vers 8 tot 9. Kyk gou hierso. Hy sê 'n vuur en vlam wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam is nie, hoor mooi. Hulle sal ons straf ondergaan 'n ewige verderf, dis die hel. Weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Hoor mooi, ek glo in my hart dat God is oral, maar hy is op een plek nie. En dis die hel. Want wat wil hy by die hel maak? Kom ek sê vir jou, as jy God verwerp, gaan jy hel toe. Maar het jy geweet dat die antichrist, die mense wat glad nie in God glo nie, het jy geweet, die oomblik wanneer hy sterf, en hy gaan hel toe, dan glo jy daar's God. Hoor jy dit weer? Die oomblik wanneer die antichrist sterf, wat glad nie in God glo nie, wanneer hy hel toe gaan, die oomblik wanneer hy in die hel is, dan glo jy daar's 'n God wat leef. Dan hoef jy nie te twyfel nie, hy sal weet, daar's 'n God. As jy hoor wat ek sê, luister gou mooi. Daar baie ongelowiges wat baie kere sal sê, julle sal almal erken wat ek nou gaan sê, en hulle sal sê, wys my waar is jou Here? Maar hoor gou mooi wat ek sê. Ek sê by die woord van die Here my leer, hy sê, my gees getuig saam met God se gees dat ek 'n kind van die Here is, en ek weet hy woon in my hart, ek wonder nie daaroor nie, ek weet. Het jy geloofsekerheid om te weet dat jy weet, ek is 'n kind van God? Want my gees getuig saam met God se gees dat ek weet ek is 'n kind van die Here. Ek wonder nie daaroor nie, ek weet dit. Want jy weet mos jy jou sondes bely voor die Here en jou hart vir die Here gegee. Jy hoef nie te wonder daaroor nie, jy weet dit. Is dit so? Ja. Luister mooi. God se teenwoordigheid is in elke gelowige. Hoekom sê ek so? Omdat jy na die beeld van God geskape is. Dis hoekom ek sê dat God se teenwoordigheid is binne in jou. Nou, iets wat jy baie mooi verstaan. God kuier nie net by gelowiges nie. God besoek nie net gelowiges nie. Hy hanteer jou nie soos 'n gastehuis en dan gaan hy nie. Hy woon binne jou. Ek like dit om dit te sê, man. Hy besoek kuier nie by jou nie, hy besoek jou net nie. Hy hanteer nie net soos 'n gastehuis nie. Nee, hy woon binne jou. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons gaan eers gou daai Johannes 14 vers 17 en dan ook vers 20. Hy sê die gees van die waarheid, wat is dit? Waarheid. Wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Hoe kan jy hom ken as jy lewe vir die Here ken? Hy sê maar julle ken hom, omdat hy, hoor mooi, by julle bly en in julle sal wees. 20. Hy sê in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Nou die oomblik wanneer jy jou lewe vir die Here gee, dan kom woon die Heilige Gees binne ons. Glo julle dit, né? Maar as jy nou gesien het wat ek nou net gelees het in vers 17, sal jy sien dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees al drie woon binne jou. Ons dink altyd Pieter aan die Heilige Gees, maar ons besef nie dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees woon eintlik in jou. Want ons dink altyd net aan die Gees. Al drie woon in jou. En nou moet ek vir jou iets sê wat baie belangrik is. Al maak jy droog en al stel jy die Here te leer, die drie eenheid bly in jou. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees gaan nie heeltyd in en uit as jy iets verkeerd doen nie. Hy bly! Jy moet dit verstaan. Al stel jy die Here te leer, al maak jy droog, die drie eenheid bly in jou. Het gaan nie in en uit die hele tyd wanneer jy iets verkeerd doen nie. Hy bly. Want hy het ons beloof. Ek sal nooit begewe en nooit verraad nie. Ek sal altyd by jou wees. So hoe kan jy nog twyfel? Want hy is altyd by jou. Verstaan julle wat ek sê? Die drie eenheid bly in jou. Efesiërs sê ons moet nie die Gees van God bedroef nie.
Kom ek lees vir Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Hierdie wat ek nou gaan sê is baie belangrik. Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Gaan ek opsit? Ok, vrijdag gaan ek nou opsit. Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Hierdie is 'n verskriklike mooi gedeelte vir my. Ek wil hê ons wil dit lees. Hebreërs 6 4 tot 6. Hy sê, hoor nou hierso. Hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die Heilige Gees deelagtig geword het, 5, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulself die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Kom ek verduidelik dit gou vir jou. Mense, die Heilige Gees kan jou verlaat. Die enigste rede wanneer die Heilige Gees jou verlaat, is wanneer jy hom nie meer soek nie. Hoor mooi? En wanneer jy dood is in jou gees, en wanneer jy God verwerp, dan sê die woord van die Here, dan sondig jy teen die Heilige Gees, en dit kan jou nie vergewe word nie. Dit is wanneer jy God verwerp. Hoor wat ek sê? So die Heilige Gees kan jou verwerp, maar dan wil ek dit bysê. Wanneer die Heilige Gees jou verwerp, dan is jy ver heen. Dan jy God verwerp, en dan is jy baie ver heen. Jy het heeltemal teruggeval, jy gaan nooit weer terugkom. Want jy het God verwerp, hy sê, die Heilige Gees, sonder die Heilige Gees, hy sê, sal dit jou nooit kan vergewe word nie. Maar dan het jy God verwerp in jou lewe. Maar weet jy, hierdie groot God wat binne in my en jou woon, hy woon binne in ons, en terwyl hy binne in my en jou woon, is hy groot genoeg om die heelal te regeer. Maar klein genoeg om binne in my te wandel. Woe, dis 'n mysterie. Hy regeer die hele heelal, maar klein genoeg om binne in my te kan wandel. Is dit nie wonderlik nie? Ek wil vir jou die volgende sê, dit is natuurlik sonder die Heilige Gees wanneer jy God verwerp. God hou die hele heelal, hou hy in sy hand. Is dit nie kosbaar? Hy hou die hele heelal in sy hand. Jy kry 'n kragveld van die Heilige Gees. Nou moet ek iets vir jou verduidelik. Hierdie kragveld van die Heilige Gees kom op 'n spesifieke tyd, op 'n spesifieke plek, wanneer die omstandighede vir God reg is. Hoor mooi wat ek weer. Dit kom op 'n spesifieke tyd, op 'n spesifieke plek, wanneer die omstandighede vir God reg is. Nie vir jou nie, wanneer die omstandighede vir God reg is. En ek noem dit 'n besonderse ontmoeting, of 'n besonderse teenwoordigheid van die Here. Nou moet ek vir jou sê wat ek sê. Wanneer dit gebeur, is dit 'n verrassing van God af. Jy kan dit nie reël nie. Dit is 'n verrassing van God af. Jy kan dit nie reël nie. Jy sal weet wanneer dit gebeur, as jy dit ervaar en jy sal dit beleef, wanneer God 'n verrassing by jou kom afneem. Hoor mooi, baie van julle wat hier so sit, kan getuig wanneer jy alleen is, dat jy 'n besonderse ontmoeting met God gehad het. Almal van julle wat hier sit, kan getuig as 'n besonderse ontmoeting, 'n spesifieke tyd en plek wat God 'n ontmoeting met my gehad het. En niemand kan dit van jou wegvat. Jy weet dat God by my was. Ek het met God te doen gehad en jy het dit ervaar. Hoor gou mooi, baie mense ervaar die Here op verskillende maniere. Party mense ervaar die Here in die natuur, party mense ervaar die Here by 'n geestelike konferensie, maar wanneer dit gebeur, wanneer jy die Here ervaar, dan loop die trane spontaan van jou wangetjies af. Maar daar baie keer is daar mense wat ook bewe as gevolg van God se teenwoordigheid. As jy hoor wat ek sê, hoor gou hierso. Ek wil vir jou Bybelse voorbeelde gee van God se teenwoordigheid, waar die kragveld van die Heilige Gees so geweldig was, dat mense opgeval het onder die krag van die Heilige Gees. Nou mense wat vir my kom vertel, jy kan nie opval onder die krag van die Heilige Gees nie. Ek glo nie jy weet waarvan jy praat. Ek kan vir jou Bybelse voorbeeld, ek gaan dit nou en ek gaan dit almekaar vir jou doen, dan gaan jy sien hoe die kragveld van die Heilige Gees spontaan gewerk het
op spesifieke tyd, op 'n spesifieke plek, in omstandighede wat reg was vir God. Kom ek verduidelik vir jou, kom ek begin by nommer 1. In die Ou Testament was die tabernakel gewees. In die allerheiligste van die tabernakel was die ark gewees. En die versoekdeksel was daar gewees. En die Bybel sê, daar was 'n besonderse teenwoordigheid van die Heilige Gees in die allerheiligste plek. En dan het die priester eenmaal per jaar gegaan in die allerheiligste in, en dan het hy die sondes van die mense bely. Maar wat baie interessant is, wanneer die priester in die allerheiligste ingegaan het hulle tou om sy been vasgemaak. Nou ek gaan nou verduidelik hoekom, wanneer hy ingegaan het, en hy is nie waardig gevind voor God om die sondes te bely voor die Here nie, het hy net daar dood neergeslaan. Nou moet jy weet hoe ons daai hoofpriester geleef het om reg te leef voor God, om alles te gaan dit nie maak nie. En as hy hom uitgesleep het, dan sit hy dan, kom die ander priester kom en sê, dis nou jou weer, maar die man het dit nie gemaak nie. Dan moet hy waardig gevind wees in God se oë om die sondes van die mense te bely. Mense, dis baie wat. Eenmaal 'n jaar het dit gebeur. En ek wil vir jou sê, op 'n stadium het die Filistyne die ark gesteel by die Israeliete, en die Israeliete het toe die ark teruggekry en vat hom Jerusalem toe. Op pad Jerusalem toe wil die ark omval en iemand wil keer, en toe hy aan die ark raak, sterf hy. So almagtig en groot is die teenwoordigheid van God. Mense, ek glo nie ons het 'n kokkende klou hoe groot die teenwoordigheid van God kan wees. Ek bedoel, die Here is almagtig en hy is groot. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoe groot die Here is. Hoor mooi, vandag kan ek en jy direk met God praat, ook al is die gordyn geskeur. Ek en jy hoef nie nou na die priester toe te gaan of na die pastoor toe te gaan en sê, ek bely my sondes nie. Jy doen dit nie. Jy doen direk wat die Here vir jou sê. Hoor jy wat ek sê? As die Here met jou direk praat, dan noem ek dit apostoliese gesag. Apostoliese gesag beteken jy hoor direk van God, jy hoef nie vir die pastoor te vra, dink jy dis reg nie? Nee, jy doen wat die Here vir jou sê. Dit is belangrik. Oké, ateës nie anti-Christus. Glo nie in God. Dankie my vrou, hoor jy is oud. Hoor gou mooi. Luister daar 2 Kronieke 5 vers 14. Jy ook gedaan vir my? 2 Kronieke, hoor gou hierso. Hy sê die priester kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here die huis van God vervul. Hierso het Salomo die tempel ingewy, en wat het gebeur? Die mense het omgeval onder die krag van die Heilige Gees, toe die tempel ingewy gewees het. Hoor mooi, mense wat daar omgeval het onder die krag van die Heilige Gees, sal kan getuig, hulle sal vir jou sê, dit voel soos 'n wind wat oor my gekom het, toe ek kyk, toe lê ek op die grond. Hoor jy wat ek sê? Daar's van julle wat kan getuig daarvan. Ek praat nou nie van mense wat omgestoot word nie, ek praat nie van hy nonsens nie. Hoor jy wat ek sê? Die kry ons pastore of hulle stoot mense om, sodat hulle kan omval. Nee, ek praat nie daarvan nie. En wanneer jy die krag van die Here ervaar, en jy lê op die vloer, weer eens, dan loop die trane maar nie. En ander kere praat mense weer tale. Weet julle waarvan ek praat? Wanneer die kragveld van God, wanneer jy onder daai kragveld kom, praat mense spontaan in tale. By die berg van Sinaï was die kragveld van God so teenwoordig geweest, dat geen mens of dier aan die berg kon geraak het nie, want as hy aan die berg geraak het, het hulle gesterf, as gevolg van God se teenwoordigheid. Weet jy hoe magtig moet dit wees? Dit moet groot wees. Ek dink een van die wonderlikste ervarings is wanneer jy 'n ervaring met God het soos Moses van aangesig tot aangesig met Jesus Christus, en die heerlikheid van God het so uit Moses uitgeskyn, dat sy gesig geskyn het, dat hy sy gesig toe moes gemaak het met 'n mantel. Dit is wanneer jy in God se teenwoordigheid inkom. Mense, dit moet kosbaar wees. Ek dink dit moet 'n ervaring en belewenis wees, wat jy nie eens vir mense kan oorvertel, jy kan dit nie verduidelik nie. Maar om dit te ervaar te beleef, dink ek moet iets wonderliks wees. Moses by die doornbos, God openbaar homself by hom, hy trek sy sandaal uit, val op sy aangesig neer en dan bid die Here. So groot is die magtigheid en die teenwoordigheid van die Here. Jesus self was 'n wandelende kragveld van die Heilige Gees. Hoe weet ek dit? In Markus 5, kom 'n vroukie wat op bloedvloeiing gelei het vir 12 jaar lang, sy raak net aan sy teen en sy word gesond.
Dit is die kragveld van die Heilige Gees wat om Jesus Christus was. Mense, dit moet ongelooflik wees om sulke kragveld te ervaar. Die atmosfeer om Jesus Christus was gelaai gewees waar hy ook al beweeg het. 'n Man het 'n legioen engele gehad, 'n legioen demone gehad daar by Kapernaum, en toe Jesus se teenwoordigheid instap, toe vlug die demone. Want hulle kan nie staan en bly onder die krag van Jesus Christus, wanneer die Heilige Gees by is. Dieselfde met die besetene van Gadara. Die besetene het die legioen demone gesê, jaag ons net, moet ons net nie hierdie afgrond afjaag, jaag ons maar ieder in die varke in. En nou wonder jy altyd, ek hoop nie, ek nie die varke moet die demone. Moenie worry nie, die varke is al lang al dood is in die see. Ok, jy mag maar 'n varkie eet hoor, die mos net sê, jy mag nie, ek sê jy mag. Jy kan hom lekker sousie maak, maar die voed is spoedie. Hoor jy wat ek sê? Moenie, die Here moet ons help, party mense, hulle sê, mag jy halal kos eet? Hoor gou vir my. Wanneer ek, en dis die probleem baie kindertjies van die Jesus, as jy nie bid vir jou kos nie, kan God seën jou, dat jy nie jou kos geseën nie. Wanneer jy bid vir jou kos, dan seën God ons jou kos. Maar baie kinders van die Here bid nie vir hulle kos nie, dis die probleem. Hoor wat ek sê? En of die hoendertjie nou onder sy boog doodgemaak word en die bloed nou so uitloop, of het moet nou so uitloop, ek gee nie om nie! Die Here het die hoendertjie gemaak vir my om te eet. Of hy nou op wat vir manier gemaak is, sy God het geen krag op my nie. Want my God is ons groter as hy. Maar nou worry ons, nie so ja man, jy moet bykom. Ek eet nou hoendertjie lekker, want ek het gebid vir my hoender, of my kalkoen, die wat die kalkoen kan bekostig. Hoor jy wat ek sê? Bid, en die Here sal jou seën, jou kos. Maar baie kinders van die Here bid nie vir hulle kos nie. Wees versigtig. Bid vir jou kos en die Here jou kos kan seën. Hoor gou verder. God se teenwoordigheid bring heiling. God se teenwoordigheid seën. God se teenwoordigheid genees. Weet julle, daar sataniste wat in kerke instap, dan wil hulle bindings op kerke plaas. Hoor mooi, hulle kom in die kerk in, dan sit hulle op verskillende plekke in die kerk, dan wil hulle binding op in die kerk plaas, dat God nie kan werk binne die gemeente. Mense, dis weg. Nou wil ek iets vir jou sê wat belangrik is. Wanneer jy kerk toe kom, dan moet jy God se teenwoordigheid innooi binne in die kerk. En die enigste manier wat my kan dit gaan gebeur is wanneer ek en jy begin te bid. As ons nie bid nie, gaan dit gebeur nie. Hoor nou mooi. Wanneer 'n duiwel binne in die kerk inkom en hy wil bindings plaas en God se teenwoordigheid beweeg in, dan spring hy op en hy hardloop by die kerk in. Maar kom ek sê nou vir jou, wanneer die duiwel binne in die kerk bly, dan is God se gees nie daar nie. Hoekom? Want die mense bid nie. En dan wonder ons, ek wonder wat voel. Kom by man. Soek God se aangesig. Sê dankie Here, ons nooi die Gees in, Here, ons nooi die teenwoordigheid in. Dan kan geen onrein gees in die kerk inkom. En dieselfde by jou huis, jy sal op jou huis ook dieselfde. Dis ek kan vir jou lank besig hou om my skoon te maak. Maar weet jy, baie mense ruk die hoender. Hulle ek sê so wel dit rukkie, die dag onder die hoender uit onder die eenheid en oral uit. Baie mense praat so 'n klomp nonsens. Mense moenie dat mense jou Bybel bewus maak, raak God bewus. Amen. Dis belangriker. Baie mense, ek wil nie 'n ouetjie by huis hê nie. Hallo. Ervaar jy daar is fout? Kom ek help jou gou. Enigiets as daar 'n beeltjie in jou huis is en jy voel ongemaklik oor die beeltjie, gooi hom stukkend en gooi hom in die drum. Maar die Gees van God sal vir jou sê as iets verkeerd is. Net 'n aanbeveling, hierdie Afrika maskers moet jy in jou huis dra. Ok, dan brand jy vloek in jou huis in. Dis nie eens wat vanmôre waaroor ek wil praat, maar dit kom sommer net so op by my. Wees versigtig wat jy koop. En wanneer goed nie baie vas, as jy ons het op 'n stadium, het ons porseleinkoppe verkoop. In ons huis. En een van my kinders, my dogter het ongemaklik gevoel oor 'n porseleinkop, die sê, dan breek jou nou. Dit is bitter duur. Dan breek ek hom of my dier is of nie. Want as jy ervaar in jou gees wat die Here wys het vir jou, daar's iets fout met hierdie pop, dan breek ek hom.
Ek wil nou nie sê gaan breek alles nie, enige iets wat oorsins is, wil dit jou nie weggooi, bring dit vir my, die persiese tomate, dis duur, ek wil dit vat. Ok, kom ons gaan aan. Hoor van mooi. Ek wil vir jou sê, ons moet God se teenwoordigheid inbid binne die kerk. Kan nie van self gebeur nie. Waar is God se teenwoordigheid ook gewees? By die bad van Bethesda. Waar die water geroer word. Die eerste eens in die Bybel wat siek is, ongeag wat se siekte jy gehad het. As jy in die water ingespring het, het God jou genees. God se kosbare teenwoordigheid. Dit is allemaal wonderlik wees. Wat se siekte jy ook al het, ek spring net in die bad van die water dat ek weet dat God my gaan genees. Daai mense het nie gewonder, jy het geweet. Hulle het sommer ingespring by maar. As dit die een wat eers ingegaan het genees geword. Dit is wat God se teenwoordigheid doen. Ek noem dit God se genade. Mense, dit is God se genade wanneer dit gebeur. Jy sien, as jy ingestel is op die golflengte van God, dan sal jy sien dat party mense in die kerk loop die trane nie van hulle wange af. 3 pakke agter hulle loop daar geen trane. Hoekom? Want hulle is nie ingestel op die golflengte van God. Mense, as jy in gebid kerk te kom, sal jy ervaar dat God is naby jou en hy gaan jou besoek. Maar wanneer jy jou kop besig hou met 'n klomp ander goede, gaan die Here jou nie besoek nie, want jy is besig met ander goed in jou kop. Maar wanneer jy besig is met die Here, dan gaan hy jou besoek. En dis ook die trane maar net afloop. Jy weet jy wat om te sê, jy huil maar net voor die Here, sê Here, hier is ek. U ken my gedagtes, Here, u ken my probleme. Mense weet nie wat ek deurgaan nie, maar God weet. Hoor jy wat ek sê? God weet. Hoor mooi, Johannes 18 vers 6, as jy my opweet, is het alright. Het jy nie, hoe gaan jy opsit vir my? Johannes 18 vers 6. Hy sê, toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Hoor nou hierso, die ouens kom, die Romeinse soldate, en wie nou musiek speel, die Romeinse soldate, daar 600 soldate wat Jesus kon gevangen neem. Jy weet, as 'n ou, ek kan ook verstaan as daar 4 ouens kom, maar 100 soldate om my te arresteer. Hulle, reg? 100! Hoor mooi man, 600 ouens Romeinse soldate kom, hulle vra vir Jesus, hulle vra ons soek Jesus van Nasaret. Hy sê, Elohim, goeds beteken, dit is ek. Hoor mooi, en daar het ek nou vir jou gelees, en hulle het agteruit gegaan in het geval. Hulle as jy in die diepte van die Grieks gaan, dan sal jy sien, dat hulle neergeslaan soos bewustelose mense. Toe hulle Jesus wil gearresteer het hulle lewelose mense gewees wat bewusteloos was en neergeslaan. Dis die kragveld wat om Jesus Christus was. Ek wil vir jou sê, toe die graf van Jesus Christus, toe daai engele daai klip wegrol, toe sê die Bybel, het hulle soos lewelose mense, soos dooie mense beval, voor die teenwoordigheid van God, wat uit daardie graf uitgekom het. Mense, dit is kosbaar. Om die teenwoordigheid van God is so geweldig, dat mense omval onder die krag van die Heilige Gees. En ek wil vir jou sê, daar het ek nou vir jou klomp voorbeelde gegee, van hoe die krag van God kan werk. Maar nooit vir my sê, dis 'n klomp nonsens dat mense omval. Hoor wat ek vir jou sê, dis nie 'n klomp nonsens nie, ek gee vir jou skrif, dat dit 'n realiteit is, en dat dit 'n waarheid is. In die oppersaal met Jesus Christus, het die disippels toe hierdie deur beweeg, het hulle omgeval onder die krag van die Heilige Gees. Handelinge 2, toe die Heilige Gees inbeweeg, toe 3000 mense tot bekering gekom, en in spreuke tale, mense, dis ons bonatuurlik. Dit is die kragveld van die Heilige Gees, waar mense so begin te, ek bedoel, op een slag 3000 mense, waar die krag van die Heilige Gees beweeg het. Openbaring 1, op die pad van Patmos, Johannes, toe Jesus by hom was, sê die Bybel, het hy soos 'n dooie neergeslaan voor Jesus Christus. Ek noem dit, Jesus het op daai stadium 'n verheerlikte liggaam gehad, toe dit gebeur het. As jy die kosbare teenwoordigheid van die Here, wanneer dinge gebeur, wanneer die teenwoordigheid van Jesus inbeweeg, gebeur dinge. Dan gebeur dinge. Maar die dinge gaan nie gebeur in 'n kerk as ons nie begin te bid en die Heilige Gees innooi.
Ons moet dit verstaan. Ons moet dit verstaan. Hoor mooi, een van die beste voorbeelde in die Bybel vir my, is Petrus en Johannes. Die kragveld se wyn was so kragtig om hulle gewees. Nou, imagine, dat hulle skaduwee van op mense wat siek is, hulle word gesond. Dis die God wat ek en jy aanbid. Dis die God wat ek en jy aanbid. En daai selfde Gees, die Vader, die Seun en die Heilige Gees wat binne in jou woon, wat Jesus Christus uit die dood het opgewek het, woon in my en in jou, die dunamiskrag. So jy kan ook bid vir mense en hulle kan gesond word. Nie die pastoor nie, jy ook. Want jy het ook die Vader, die Seun en die Heilige Gees binne jou. Nou dink jy, ag nee, wie is ek nou? Hoor gou mooi wat Wessel Groeneveld vir jy neem die eerste tree. Ek onthou ons pastoor, 'n dokter, ek kan nie sy naam onthou nie. Hy vertel vir ons hy net op bekering gekom. En dan hy gaan kuier vir mense die kind het koors. En nou net soos mense is. Hulle sê vir ons jy het nou die dag 'n kind van die Here geword, nou bid vir die kind dat hy kan gesond word. Nou vertel die pastoor ons is dit nou Klaas, dokter Klaas. En hy sê toe, hy sê ag Here, nou praat hy met sy gedagtes. Hy sê ag Here, ek het nou net my lewe vir U gegee. Nou moet jy weet wat gaan binne hom aan, sy gedagtes wat hy het. Hy sê bring die kind dat ek vir die kind bid. Hy sê net bid maar 'n ou eenvoudige gebed. Hy sê die kind spring op en die kind begin te hardloop asof waar die fout was met die kind. Dis die God wat ek en jy aanbid. Ek het nou net my lewe vir God gegee en onmiddellik begin die Here jou te gebruik. En jy moenie terug staan nie en sê ag nee, ek nie. Die Here wil jou gebruik, jy besef dit. Jy is daar om hoop vir mense te gee. Jou hoop wat jy vir hulle gee is dat Jesus leef. En wanneer hulle die heerlikheid van God ervaar, mense, wanneer hulle daai heerlikheid ervaar, dit is so soet, jy wil hom aan mekaar eet, jy wil hom die hele tyd hê, jy wil hê die teenwoordigheid van die Here moet nie weggaan nie. Maar as mense gesond word, jy sien dit met jou eie oë, jy wil hê dit moet daar bly die hele tyd. Dit is hoe dit voel. Jy wil hê dit moet daar bly die hele tyd. Hoor mooi, John G. Lake, stigter, hy AGS gestig. Hoor mooi, hy ry in 'n trein. Dan kom mense verbygestap en val op hulle knieë neer. Dan bely hulle sondes voor die Here. Nie omdat hy so oulik is nie, maar omdat die heerlikheid van God uit hom uitgeskyn het en mense het hulle lewe vir God gegee. Dis wat gebeur het in 1906 Azusa Straat. Daar het 'n herlewing uitgebreek binne 'n kerk in Amerika. Hoe gebeur 'n herlewing? Mense begin te bid, dis hoe dit gebeur. Dit gebeur nie van self nie. Hulle begin die herlewing breek uit en die teenwoordigheid van God was so geweldig in daardie kerk gewees. Die getuienis sê 6 blokke daar vandaan het mense op hulle knieë geval en God om genade gesmeek. Mense, jy kan dit nie glo nie. Maar dis wat God doen. In 1997 in Amerika het daar herlewing weer uitgebreek by 'n kerk waar mense begin te bid het en die Here begin te werk. Dan prostituie wat verbyloop, misdadigers, net daar op hulle knieë val en God om genade smeek. Die mense wat binne in die kerk is, het vorentoe gehardloop en hulle het lewe vir Jesus Christus gegee. Mense om hierdie goed te sien is op die lewenis. Niemand raak nie eens aan om te bid, hulle hardloop sommer self vorentoe spontaan en sê, ek wil my lewe vir Jesus Christus gee. Want die teenwoordigheid van Gees van God is daar. Dis hoe dit werk. Mense, ek raak excited oor die goede hoor. Ek raak opgewonde oor die evangelie. Want dit is wat God kan doen. Ek noem dit die kragveld van die Heilige Gees. Kom Wessel Groeneveld sê vandag vir jou. Wanneer jy die kragveld van die Heilige Gees beleef het, sal jy nooit twyfel aan die werklikheid van God nie. Jy sal nooit twyfel aan die bestaan van God nie. Nooit nie. En ek gaan afsluit met hierdie. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Leef jy so dat die drie-eenheid lekker binne jou kan leef? Dis 'n goeie vraag. Kom ek sê dit weer. Leef jy so dat die drie-eenheid binne in jou lekker kan leef? Of waarmee hou jy jouself besig met dag aan allerlei onrein goede wat jy in jou liggaam ingee? Drank,
rook, banderax, jy behoort in jouself gemaak. Jy is hier gekoop met die bloed van Jesus Christus. Jy behoort aan die Here. Die ouens like om tattoos op hulle te sit. Hy sê my, hy sit Jesus daar vir kruisie of whatever, dan sê ek vir hom, my Jesus woon in my hart, hy woon nie op my skouer nie. Hy woon in my hart. Mense, wat moet jy bewys? Om vir my hart te gee van Jesus. Maar jou leerwyse wys dit dalk die eerste. En nou moet sien dat sy God die man. Die selfe Gees van Jesus Christus, wat my die dood het opgewerk het, hy wys vir my, wat verkeerde mense se lewens. Mense, dit is onmoontlik. Dis die onderskeiding van Gees wat God vir 'n mens gee om te sê, maar daai een doen dit en daai een doen dit. Die Here kan baie keer vir my gewys. Dan skrik ek my bors dood. Jy kan dit nie maar verduidelik nie. Maar dis net die Gees van God wat vir jou wys. Maar dan moet jy op pad met God begin te stap. Hoe nader jy aan die Here beweeg, hoe nader beweeg aan jou. En die Here sal vir jou seker goed te sê om te doen en nie te doen. Maar kom ek help jou gou, die Here werk met elkeen verskillend. Hy werk met Linda verskillend. Hy werk met Liliet verskillend. Hy werk met Annika verskillend. Die Here werk met elkeen, want jou situasie is uniek. Verstaan jy? God hanteer nie almal dieselfde nie. Elke God hanteer jou as 'n individu op jou eie. Met elkeen dieselfde probleme nie. Hoor jy wat ek sê? Al wat ek vir jou sê is, ek sluit af met hierdie gedagte. Ek en jy moet welbehaaglik voor God leef. Jy behoort nie aan jouself nie, jy behoort aan die Here en te verantwoordelik teenoor God. Nie teenoor mense nie, hoor mooi, jy te verantwoordelik teenoor God en leef welbehaaglik voor die Here. Jy moet vir jouself sê, dit wat ek nou gaan doen, sal dit die Here se goedkeuring werk, ja of nee. Dan sê ek ons nou weer, ja of nee. Kom ons staan op met ons saam. Halleluja. Ag, wonderlik die Here. Ek ken die mense wat voor my staan. Ek ken hulle gedagtes. En ja, Here, dankie dat ons kan leer vanmôre oor God se grootheid en God se teenwoordigheid. Help ons, Here, dat ons U sal behaag in alles wat ons doen. Want Here, U is so kosbaar vir ons. Here, U doen wonderwerke vir ons. Here, vergewe ons dat ons nooit genoeg vir U dankie sê nie, Here. Dankie vir kos, dankie vir klere, dankie vir 'n dak oor ons kop, dankie Here vir gesondheid, dankie dat ons vanmôre tot opgestaan het en weet U het nog 'n plan en 'n doel met my lewe. Miskien wil die Here jou gebruik op plekke wat ander mense nie eens kan kom nie. Die Here sê, ek wil jou gebruik, nie die ou agter jou nie, ek wil jou gebruik. Maar ek en jy moet beskikbaar wees. We are serving an awesome God. He wants to touch you so that your life can never be the same again. Kom ek sê dit weer? He wants to touch you that your life will never be the same again. God wil vir jou die beste gee. Ek wil jy dit verstaan. Hoekom? Want jy is 'n kind. Omdat jy duur gekoop is by die bloed van Jesus Christus. Here, seën ons vanmôre, Here, dat ons U net sal ervaar en sal beleef. Here, soos ons gesing het, vul my cup, Lord, fill it up now. Here, vra ons, Here, vul ons met alles, Here, soos net U ons kan seën. Net U weet hoe om ons te seën, Here. En dankie, Here, dat ons weet dat ons kan dit ervaar, Here, op 'n besonderse wyse met 'n ontmoeting met die Here, met 'n afspraak met jou. Hy kom met 'n verrassing ook. Hy kom met 'n verrassing. En ek wil vir jou sê, daar is van julle wat hier staan, wat die Here vir jou drome gaan gee. En hy gaan vir jou sê wat om te doen. Hoor wat ek sê? Die Here gaan vir jou drome gee en hy gaan vir jou sê wat om te doen. Hou op om te vrees en hou op om bekommerd te wees. God will provide. Amen. Prys die Here.